Regering en die Johannesburg Metro vergader oor die naamsverandering van Sandton-Rylaan en Noord-Kaapse polisie herroep sy besluit om verklarings slegs in Engels af te neem. Welkom by die Afrikaanse nuus op 20 Maart. Die presidentsie se woordvoerder, Vincent Magwenya, sê die regering onderhandel tans met die Johannesburgse Metro oor hulle voorneme om Sandton-Rylaan se naam te verander na die van die Palestynse aktivis Leila Khaled. Volgens Magwenya is die gesprekke belangrik om nie verdere skade te berokken aan Suid-Afrika se verhouding met Amerika nie. Die FSA het dit duidelik gemaak dat hulle nie te vinde is vir die naamsverandering nie, omdat hy 'n konsulaat in Sandton-Rylaan het. Magwenya sê ingevolge die regering se regulasies is dit belangrik dat die proses van naamsveranderinge deursigtig is en dat die moontlikheid vir openbare kommentaar ook oopgestel word. Die hernoeming van Sandton-Rylaan is sedert 2018 onder bespreking. Die Metro sê hulle wil die staat se naam na Khaled vernoem, omdat dit volgens hulle hul verbintenis tot diplomatieke betrekkinge met mense van Palestina uitbeeld. Die organisasie Kaapse Forum sê hy verwelkom die Suid-Afrikaanse Polisiediens in die Noord-Kaap se aankondiging dat hy sy besluit om verklaringe slegs in Engels af te neem teruggetrek het. Die hoof van gemeenskapsaktivering by Kaapse Forum, Bernard Pieters, sê die aanvanklike besluit was in die eerste plek teenstrydig met artikel 631 van die Grondwet, wat bepaal dat provinsiale regerings 'n minimum van 2 amptelike tale moet gebruik. Pieter sê dit is verblydend dat goeie oordeel geseëvier het en dat hierdie besluit herroep is. Hy sê dit sou 'n negatiewe impak op gemeenskapsvlak gehad het. Volgens hom is Engels waarskynlik ook nie polisiebeampte se eerste taal nie, wat beteken dat foute maklik kan inglip. AfriForum se hoof van kultuursake, Alana Bailey, het die feit dat die besluit so gou omgekeer is, verwelkom. Die saak teen oud-president Jacob Zuma se dogter, Duduzile Zuma Sambutla, oor die onluste in Julie 2021 is tot Augustus vanjaar uitgestel. Zuma Sambutla, wat ook 'n parlementslid van die MK-party is, in Januarie aangekla van aanhitsing om terrorisme te pleeg en 2 aanklagte van aanhitsing om openbare geweld te pleeg. Dit nadat haar pa by sy huis in Nkandla in hegtenis geneem is. Hy het 'n bevel van die Grondwethof om voor die Staatskapingskommissie te verskyn geïgnoreer, waarna hy vasgetrek is. Hy is kort daarna op mediese parol vrygelaat. Zuma Sambutla het alle aanklagte teen haar ontken en meen dit is polities gemotiveerd. 'n Bestedingsoorsig van die Nasionale Tesourie het bevind dat die regering miljarde rand kan bespaar deur die eiendomme wat hy verhuur te koop en deur sommige buitelandse missies te sluit. Die regering se tegniese adviessentrum sê voorts dat besparings ook in die groepering van justisie, misdaadvoorkoming en veiligheid gemaak kan word deur die besteding aan voertuigvlote te hersien. Amptenare van die Tesourie het 'n voorlegging oor die afgelope 5 jaar se bestedingsoorsigte aan die parlement se staande komitee oor bewilligings gedoen. Die bespreking oor die bestedingsoorsigte en staatsbesparings kom terwyl die regering probeer om die finansieringsgaping in die nasionale begroting te verklein. En dis die nuus op hierdie donderdag. Dankie dat jy saamgekyk het. Groete tot volgende week.